Hallo julle. So eerstens wil ek net sê baie dankie vir elkeen wat 'n bydrae gemaak het. Het sy deur 'n comment op my post oor depressie of wat vir my inbox boodskapie gestuur het. Baie dankie. Ek sou nie die video sonder julle kon maak nie. Ek wil net eerstens sê ek gee my glad nie uit as 'n kenner op die gebied nie. Inteendeel, ek is ook maar 'n leek. Ek het dit ondervind in my lewe, na my kinders gebore is baie ligtelik. Dankie Vader. En soos hulle ek is nie regtig op medikasie of iets op 'n oomblik daarvoor nie. Die angstigheid is nie iets wat ooit weggaan nie, maar die depressie deel weet ek nie regtig so in diepte van nie. Daar is mense wat baie close aan my is wat dit wel het. So ek wil net 'n bietjie bewusmaking skep en net bietjie inlig en vir mense net vertel van hoe om op te tree teenoor so 'n persoon. Van die belangrikste goed wat jy genoem het is moet tog net nie vir iemand sê wat depressie het. Weet jy wat, jy moet net bietjie daarteen fight nie. Weet jy wat, nee? Om elke oggend op te staan uit die bed uit en aan te gaan met jou lewe is 'n fight vir die mense. Elke dag is 'n battle. So hulle is sterker en brawer as wat jy ooit sal wees. Jy weet dit dalk nie, maar hulle is. So moet asseblief nie vir hulle sê, weet jy wat, fight net bietjie daarteen en jy weet, sien net die positiewe raak en moet tog nie so down, alles is nie 'n issue nie. Weet jy wat, alles is 'n issue as jy so voel. Alles is 'n issue as jy so voel. So, van die grootste goed wat deurgekom het, van mense na aan so iemand is, probeer net luister. Soms wil hulle net iemand hê, wat kan luister as hulle praat. Moenie hulle vir hulle konstant vra, hoe voel jy nie? Want hulle voel crap. Okay, so vra eerder, hoe is jou dag vandag? Hoe gaan jou dag vandag? As daai persoon homself onttrek, respekteer dit. Want hulle sien kans vir sekere goed op sekere dae. En aan ander dae wil hulle net hulle koppe toe trek en in die bed bly lê. Respekteer dit en gun hulle daai dae. Want, en my ma het op 'n comment gedoen daaroor, en is so spot on, op daai oomblik, is daai plek waar hulle is, hulle safety zone. So daar voel jy veilig, jy voel nie bang nie, jy voel nie angstig nie. Los hulle daar. As jy een van hulle nooi, dit klink so vreeslik as ek praat van hulle, maar julle verstaan, julle hoor my hart. As jy iemand nooi na 'n geselligheid toe, en hulle kanselleer op die laaste minuut, asseblief moenie kwaad wees nie. Want weet jy wat, jy sien nie hierdie ding aankom nie. Jy sien hom nie aankom nie, en die volgende oomblik kan slaan jy tussen die oë, en dan sien jy net nie kans vir goed nie. So, respekteer hulle besluite wat hulle neem in terme van sosiaal verkeer. Want hulle moet doen wat vir hulle reg voel op daai oomblik. En dis ook op die einde van die dag beter vir die mense om hulle. Alright. Stigmas wat klou hier aan. Jy's nie mal nie. Mense met depressie is nie mal nie. Okay, daar's 'n fisiese wanbalans van chemiese stowwe in hulle brein. Dis nie 'n skande om medikasie te neem daarvoor nie. As jy 'n diabetes is, dan neem jy medikasie daarvoor. As jy depressie het, dan neem jy medikasie daarvoor. Dis nie 'n flippin skande nie. Okay. Mense wat bipolêr is, of 'n bipolêre toestand of versteuring of whatever jy dit noem. Dit is so maklik vir ons om te stereotype en te sê, "Oeg, daai mense is mal." Hulle twee persoonlikhede is hulle seker freaking bipolêr. Dis glad nie wat dit is nie. In baie leuke terme, daar's twee pole in jou brein, 'n goeie pool en 'n slegte pool. En as jy bipolêre versteuring het, dan is jou slegte pool is dominant, so jy beleef baie meer slegte oomblikke as goeie oomblikke en dit sit dan om in depressie. So, dis glad nie 'n geval van, oeg, sy's bipolêr. Dis nie 'n blerrie gesplete persoonlikheid nie. Dis nie wat gebeur nie. So, kry hulp. Kry hulp is die grootste ding wat ek kan sê. Tekens waarvoor jou geliefdes kan uitkyk. Jy slaap nie, jy eet nie, jy onttrek jouself van alle aktiwiteite en geselskap. As daar enigstens 'n gevaarteken is, asseblief, oortuig die mense om te gaan praat met iemand wat weet wat hulle doen. Kom uit by 'n psigiater wat regtig spesialiseer daarop. Kry die regte medikasie, maak seker jy vind uit wat die regte dosis is wat jy moet gebruik. Al hierdie goed is so belangrik en niks daarvan is 'n skande nie. Okay. Jy bly awesome. Jy bly awesome, want dit is 'n battle. Julle, dis 'n fight elke dag. So hierdie mense is, soos ek aan die begin gesê het, sterker en brawer as wat jy ooit sal weet. So, ondersteuning, begrip as jy kan, en partymal net 'n oor om te luister of 'n skouer om op te huil. En kry hulp, praat as jy dit nodig het.
Ek hoop dit kon bietjie help. Ek kan vir ure hieroor gesels, maar dan gaan die video te lank raak. So ja, asseblief, ek gaan aan met die gesprek hier onder in die comments as julle wil. Dankie vir elkeen se bydrae. I love you all en ek dink julle is fabulous. Okay, dankie. Geniet julle dag. Dis Vrydag. Okay, bye.